Vriende, goeiemôre. Welkom by vanoggend se erediens hier op Goeie Vrydag. Kom ons begin vanoggend deur lied 396 te sing, verse 1 en 2 as 'n toetrede lied. 1 tot 3. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, God se woonplek is by die mens. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie, ook nie 'n rou of 'n gehuil of pyn nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê: Ek maak alles nuut. En hy het ook gesê: Skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy gesê: Dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van die lewegewende water verniet. Wie oorwin, sal hierdie dinge beerf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Kom ons sing vonk 206 vers 1 en lied 399 vers 1 tot 2.
Here Jesus, ons staan vandag aan die voet van die kruis, stil in verwondering oor wat U vir ons gedoen het. Die laaste woorde echo deur die eeue tot by ons vandag. Dit is volbring. Ons hoor dit nie as 'n sug van nederlaag nie, maar as die roep van oorwinning, die klop van 'n nuwe begin, die oopmaak van die poorte van genade. Heilige Gees, kom verlig ons hart en ons verstand, sodat ons in hierdie oomblikke die diepte van U liefde mag beleef. Gee dat ons die kruispad nie net sien as lyding nie, maar as die pad van lewe, waar U die prys betaal het, sodat ons vry mag wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Daar is iets aangrypends aan laaste woorde. Enige iemand wat al 'n geliefde aan die dood afgestaan het, sal weet dat daardie persoon se laaste woorde vir hulle baie gewig dra. Dit is die laaste keer wat jy daardie persoon se stem hoor. Dit is hulle laaste gedagtes hier op aarde. Die laaste interaksie wat hierdie lewe afsluit. Soms los mense se laaste woorde 'n mens op 'n plek van ongemak, want ons wou nog iets sê. Ons wou nog een saak afhandel. Ons hoop, ons almal se hoop is dat ons laaste woorde sal getuig van respek en van liefde en goeie herinneringe. Iets wat troostend sal wees, omdat dit so 'n finale oomblik is. Leef jouself in die verhaal van Jesus in vanoggend. Jesus was vir ongeveer 3 jaar hier op aarde gewees, of besig met sy openbare bediening hier op aarde, waar hy met baie mense in verskillende gesprekke was. Hy het mense geleer van die koninkryk van God. Hy het wonderwerke gedoen. Hy was in gesprek met vyande, met vriende, met familie. Daar was mense rondom hom wat vir hom lief geraak het, wat hom as 'n vriend geken het. Daar was familie wat rondom Jesus saam met hom gestap het, oral waar hy gegaan het in sy bediening. Hulle het hom daar in aksie gesien, besig om die koninkryk van God te verkondig. En aan die kruis, skielik, kom dit tot 'n einde. Kom ons sing Vonk 206 vers 2. Plaas jouself nou in die skoene van een van Jesus se disippels. Jy wou nog soveel by hom geleer het. Daar was goed wat hy gesê het, wat jy nog oorwonder, wat jy nie seker is of jy lekker verstaan nie, en jy wou hom nog daaroor uitvra. Jy het alles prysgegee. Jou vriende, jou familie, jou beroep, jou hele lewe om agter hierdie man aan te stap. Jy onthou nog van die laaste woorde wat hy vir jou as 'n disipel gesê het in Johannes 16. In die wêreld
ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Jy onthou toe Jesus gevange geneem is en Judas daar met die soldate opdaag. Jy sien hoe Petrus sy swaard uittrek en een van die leiwagte se oor afsny. Jy hoor Jesus se woorde van vermaaning. Dit is die beker wat ek moet drink. Wanneer Petrus vir Jesus verloon, vra hulle vir hom, is jy nie een van Jesus se disippels nie? Dan weer klink die woorde van Petrus, ek is nie, ek is nie. Jy hoor Jesus se woorde waar hy gesê het, ek is. Ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, die goeie herder, die opstanding en die lewe, die ware wynstok. Jy hoor Jesus se stem, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Sing nou lied 399 vers. Leef jouself nou as 'n familielid van Jesus in, as 'n ouer of 'n broer of 'n suster. Jy sien hoe Jesus voor die Joodse raad en voor Pilatus verskyn en jy hoor hoe hulle konstant fout soek by hom uitlok om iets te kry om hom skuldig te vind. Jy hoor Jesus se kalm antwoorde. Jou hart klop in jou keel. Ons sing lied 399 vers 4. Die harde en skerp woorde weerklink. Kruisig hom, kruisig hom. Jy wonder, wat was jou laaste woorde vir Jesus gewees? Wat was jou laaste interaksie met Jesus? Was dit respekvol? Was dit vol liefde? As een van Jesus se volgelinge het jy so gehoop op die verlossing wat hy sou bring. Jy was deel van die skare wat daar in die poorte van Jerusalem gestaan het en gesing het, Hosanna, hy wat kom in die naam van God. Nou sien jy hoe die Romeine 'n verspotting van hom maak, om almal, vriende, familie, volgelinge, staan ons saam vanoggend aan die voet van die kruis. Johannes 19. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond.
En ons hoor Jesus se laaste woorde. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Wat wou jy nog vir Jesus sê? Sy woorde is nie 'n fluistering van 'n nederlaag nie. Dit is nie 'n klagte teen die wêreld nie. Dis 'n kreet van oorwinning. 'n Bewys van betaling en 'n vervolmaking van 'n belofte. Aan 'n vernederende kruis vestig Jesus God se heerskappy hier op aarde. Vir die Romeinse ryk was die kruis meer as net 'n straf gewees. Dit was 'n propaganda-instrument. Dit moes vir die mense in die omgewing wys wat dit aanskou, ons is in beheer. Ons het die mag. Moenie probeer om teen ons te rebelleer nie. As jy dit waag, word jy gekruisig. In die tyd toe Johannes sy evangelie geskryf het, was sy eerste hoorders blootgestel aan 'n massakruisiging, waar die Jode gekruisig is deur die Romeinse ryk, dat daar met tye nie eers plek was vir nog kruise en vir al die liggame nie. Dis in hierdie wêreld, in hierdie politieke klimaat, wat Johannes vir sy gehoor wil sê, terug in die geskiedenis, nie te lank terug nie, was daar 'n man, 'n Nasareëner. Sy naam was Jesus, wat ook aan 'n kruis gehang het. Johannes wil vir ons iets anderste van die kruis kom wys, anders as die Romeinse ryk. Dit wat lyk soos 'n oomblik van nederlaag waar die Romeine dink, hulle het mag en hulle het gewen, word dit in werklikheid die oomblik waar God sy grootste oorwinning seëvier. Die Romeine was so opgewonde om Jesus te kruisig. Hulle het die hele tabernakel van dit alles vreeslik baie geniet. Hulle martel Jesus, dryf die spot met hom en skree vir hom, as jy sê jy is God, haal jouself dan van die kruis af. Die kruis was die instrument wat hulle kon gebruik om vir Jesus te verneder. Maar Jesus verander die betekenis van hierdie kruis. Die Romeine mag dalk dink hulle het oorwin, maar God se oorwinning lê voor. Sy dood, waar hy sy gees oorgee, is nie 'n passiewe dood nie. Dis nie hier waar Jesus opgee nie. Dit is doelbewus en 'n intentionele aksie van Jesus, wat beheer neem oor hierdie situasie, om God se groot plan te laat geskied. Hierdie oomblik is die klimaks van alles, waarvoor hy na hierdie aarde toe gekom het. Om die prys vir sonde te betaal, om die muur tussen God en mens af te breek, en om die pad na die Vader toe oop te maak. Hy roep uit, tetelestai, dit is volbring, dit is afbetaal. En met daardie woorde gly die Romeinse mag stil in sinloosheid in. Die Jode aan die ander kant was almal besig om voor te berei vir die Pasga, die fees waarin hulle God se redding uit Egipte uit herdenk. Met die Pasga voorbereiding het hulle altyd 'n vleklose lam gevat en hom geslag, een wat nie gebroke het nie,
wat nie liggaamsgebreke het nie en wat gesond is. Dit sal die offer wees vir hulle dankbaarheid oor dit wat God vir hulle gedoen het toe hy hulle uit Egipte bevry het. Maar in plaas van om die voorbereidings te tref vir die Pasga, kruisig hulle gou vinnig nog 'n Jood en daag op vir die groot vertoning. Min weet hulle dat hulle die voorbereiding van God se Pasga aanskou. Die vleklose lam hang aan die kruis. Hy is geslag en sy bloed het gevloei. Toe hulle dit alles klaar aanskou het, onthou hulle skielik dat hulle tot eer van God nog die voorbereidings moet gaan doen vir die Pasga. Johannes vertel die verhaal verder van vers 31 af. Aangesien dit die voorbereidingsdag was en sodat die liggaam nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggaam verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Johannes is die enigste evangelie wat vir ons hierdie detail vertel van die soldaat wat kom en Jesus in die sy steek en dan kom daar bloed en water uit. Is doelbewus so, omdat Johannes vir die leser wil wys dat Jesus se kruisiging groot veranderinge teweegbring. Met die geboorte van 'n baba word die bevalling van 'n vrou aangekondig deur die breek van die vloedwater. Die geboorteproses is 'n pynlike en bloedbevlekte proses. Maar die vreugde van die geboorte oorskadu die grootste pyn en lyding. Geboorte is die begin van nuwe lewe, die begin van 'n nuwe era, van nuwe herinneringe, nuwe vreugdes en geluk. Hoewel die Romeine dink hulle het gewen, kondig Jesus die geboorte van 'n nuwe tyd aan, die nuwe verbond van herstelde verhoudings. Dit word verder beklemtoon deur Johannes wat reg deur sy evangelie die tekens van water en bloed gebruik. Vir Johannes is bloed 'n teken van versoening, die offer van die ware paaslam, die gevlekte lam wat aan die kruis gehang het. En water is 'n teken van wedergeboorte, van doop en van die Gees wat deur ons vloei. Na Jesus se kruisiging en die bevestiging dat hy gesterf het, vertel Johannes vir ons van twee mense wat dit waag om na Pilatus toe te gaan en vir hom te vra of hulle Jesus se liggaam kan kry. Vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode en die geheime disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toe toegestaan. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nicodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye en linnendoek toegedraai. Soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin niemand nog ooit neergelê is nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was en aangesien die graf daar naby was. Hierdie laaste verse in die kruisiging verhaal is baie belangrik. Johannes wil dit vir ons beklemtoon. Onthou die voorbereidingsdag vir die Pasga is om die lam te slag. Dis ook die voorbereiding vir die Sabbat, die belangrike Sabbat wat kom. Die vereiste vir 'n Jood om deel te kan neem aan die Sabbat
is om seker te wees dat hulle rein is. 'n Onrein persoon kon nie aan hierdie seremonie deelneem nie. Dit het bepaal dat hulle die reinheidswetgewing moet onderhou, onder andere om nie aan 'n dooie liggaam te vat nie. Josef van Arimatea en Nikodemus gee nie om oor hierdie reinheidswetgewing nie. Jode self, hulle prioritiseer die liggaam van Christus. Hulle prioriteit is om 'n laaste eerbetoning te doen aan Jesus, om sy liggaam te versorg. Kom ons onthou vir 'n oomblik, wie was dit wat teen Jesus saamgesweer het? Dit was die Joodse Raad, wat die Joodse wet gebruik om die Romeine te oortuig dat hulle Jesus kan kruisig. Hulle het gesê, hy sê hy is God. Die reinheidswet wat deel is van hierdie wet wat die Joodse Raad gebruik het, is nou op die spel en word uitgedaag deur twee mense. Die optrede van Nikodemus en Josef om Jesus se liggaam te begrawe, selfs al sou dit hulle seremonieel onrein maak, is 'n stil protes teen die Joodse leierskap wat saamgesweer het om Jesus te laat kruisig. Deur hulle rituele reinheid prys te gee, toon hulle lojaliteit aan Jesus en dit wat hy aan hulle verkondig het. Hulle erken sy ware identiteit as die seun van God, terwyl hulle die onreg van die tempelkultus wat die Joodse wet afdwing, uitdaag. Hulle staan op teen dit, net soos wat Jesus ook teen dit opgestaan het toe hy in Jerusalem aangekom het om die tempel te reinig. Met sy kruisiging behaal Jesus hier ook 'n oorwinning. Twee mense wat deel was van die tempelkultus. Josef, 'n gesiene lid van die Joodse Raad, dieselfde raad wat Jesus gaan oorgee het aan die Romeine, en Nikodemus, 'n Fariseer. Albei van hulle stilweg vanuit hulle gebroke stelsels sien hulle die krag van God raak. Johannes vertel dat Josef, die gesiene lid van die Joodse Raad, stilweg agter die skerms 'n disipel van Jesus was. En dat Nikodemus in die nagtelike ure na Jesus toe gekom het om by hom te kom leer oor die koninkryk van God. 'n Fariseer, 'n vervolger van Jesus, verraai sy eie taak om by Jesus te kom sit en te kom leer van die wedergeboorte. Hier verloor die samesweerders, die Romeine, kan nie hulle krag wys deur 'n Jood aan 'n kruis te hang nie. En die Jode kan nie hulle onreg afdwing deur 'n wet toe te pas nie, want Jesus oorwin dit alles. Hulle wat stil was toe Jesus nog geleef het, spreek nou met hulle dade. Hulle vra vir Jesus se liggaam. Hulle sorg vir hom soos 'n koning. Hulle bring speserye, baie meer as wat die minimum bepaal het. En hulle lê hom neer in 'n splinternuwe graf in 'n tuin. Aan watter ander tuin kan jy dink in die Bybel? Hier stel Johannes Jesus se graf gelyk aan die tuin van Eden by die skepingsverhaal. Hy voltooi die sirkel en hy kom maak die boek toe. Die verhouding is gebreek met die sondeval in Genesis en Jesus kom en hy kom herstel dit aan die kruis. In die tuin van sy graf bring hy nuwe hoop, 'n nuwe verbond wat herstel, wat nuwe lewe bring. Jesus se laaste woorde voor sy kruisiging sê dit vir ons alles. Dit is hier waar ons op Goeie Vrydag die verhaal van Jesus se kruisiging voltrek. Terug by die laaste woorde. Dit is volbring. Ek het vanoggend begin deur jou op 'n reis te vat oor laaste woorde. Wat beteken Jesus se laaste woorde vir jou vanoggend? En nou, na sy laaste woorde, gaan ons oor in Stil Saterdag. Dis die dag van stilte,
van wag, van rou en spanning. Maar dit is ook die dag van nuwe hoop op wat Sondag kom. Ons beleef weer eens Jesus se vriende, sy familie, die mense wat saam met hom hier op aarde geleef het. Ons leef onsself in hulle verwarring. Vir so lank was hy hier. Hy het met ons gepraat, hy het ons geleer van die koninkryk van God, maar nou is sy stem stil. Stil Saterdag is die dag waar ons saam met die eerste volgelinge van Jesus sit in die pyn van verlore drome oor die onreg in hierdie wêreld. Ons besin oor verlies in alle aspekte van ons lewe. Geliefdes wat ons aan die dood afgestaan het. Verhoudings wat verbrokkel het. Dit wat vir ons mooi was eens in ons lewe en wat ons verloor het. Op stil Saterdag begrawe ons die dinge wat ons reg deur lydingstyd onsself van gestroop het om by die waarheid van die kruis uit te kom. As 'n teken van hierdie leegheid neem ons vanoggend die swart lap wat aan die kruis hang af. Ons doen dit om iets van daai kaalheid, iets van daai leegheid te kommunikeer, dat die kruis leeg is en dat Jesus vir ons gesterf het. En Sondag, wanneer ons hier met Opstanding Sondag in die kerk instap en ons sien die leë kruis, dan weet ons, die Here hang nie meer daar nie. Die dood het nie oorwin nie. Om hierdie stropingsproses in ons eie lewe en die lewe van ons gemeente te onthou, wil ek vanoggend dat ons op ons roetebord 'n merkie maak om te sê, dis deel van ons geloofsreis as 'n geloofsfamilie. Dis 'n roetemerker hier dat ons aan die einde van lydingstyd gestroop staan, net soos wat ons is voor die Here. Ek gaan dit doen terwyl ons lied 399 vers 4 tot 5 sing. Ons word stil en dan bid ons saam. Here ons God, die seun het nie teruggestaan vir die lyding nie. Hy het die beker van lyding gedrink, sodat ons die beker van genade mag ontvang. U het nie net sy liggaam gegee nie, maar ook sy liefde, voluit en tot die einde toe. En toe hy roep, dit is volbring, het alles verander. Dankie vir die kruis, dankie vir die bloed en die water, die tekens van lewe en vergifnis en nuwe begin. Laat ons hierdie naweek by die huis vertoef om stil te word,
te luister, te verstaan, nie te leef. Mag ons hartseer wees oor die onreg in hierdie wêreld. Mag ons soos Josef en Nikodemus ook getuig met ons dade van wie U werklik is. Die Lam van God wat die wêreld met U self versoen het. In U naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here. Gaan nou in stilte, maar nie sonder hoop nie. Mag die Here jou in die wagtyd ontmoet, in elke stilte, elke traan, elke sug. Mag Christus, wat self die graf geken het, saam met jou wees in elke donker plek, en mag die Gees jou dra, terwyl jy wag op die môre van nuwe lewe. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.